Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal laat vaar die werke van sy hande nie. Daarom, geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is vanoggend Psalm 146. Psalm 146, die eerste en die tweede verse, vooral vers 2 gaan die onderstreep, moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand hulp kan vind, op die mens jou hoop nie bou nie, want as God hul gees ontbind, keer hom na die aarde weer, en hul raadslag stort ter neer. Verse 1 en 2, Psalm 146. Broers en susters, kom ons luister nou na die wet van die Here ons God, soos dit in Exodus 20 vir ons opgeteken is. Ons antwoord op die wet vind u in die woorde van Psalm 25 vers 5 en 6. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawerhuis gelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God in jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Hemelse Vader, ons aanbid U in die naam van ons Here Jesus Christus, saam met die in die hemele, saam met die wat in waarheid en in gees U aanbid, uit elke taal en volk en nasie, versprei oor die hele wêreld, omdat die goedertierenheid, die barmhartigheid, die liefde wat van U kom, vir ons 'n nuwe lied is, wat ons ewig besing.
Ons wil U trou bekend maak met ons mond. Die evangelie wat aan ons geskenk is en wat verkondig sal word tot in die laaste dag. Die goedertierenheid sal vir ewig gebou word in die hemele. Daar bevestig U trou op die aarde. Hier beskerm U trou aan elkeen van ons. O Here, God van die leerskare, wie is soos U? Ja, grootmagtig is U, o Here, U trou is rondom U. U lê U hand op ons. U verkoop ons siel met U woord, met U teenwoordigheid in ons gemeenskap. Laat ons dit weer 'n keer in die lees en in die oordeenking en in die aanbidding vanoggend ontvang. In Christus se naam bid ons. Amen. Ons voorbereiding op skriflesing en prediking, broers en susters, is Psalm 89, verse 3 en 4. Verse 3 en 4, jy sal in die derde reël in vers 3 by hierdie woorde verbykom, want in die hemel is daar niemand U gelyk nie. Dit duik weer in die prediking, verse 3 en 4, Psalm 89. Amen.
weet nou teen die tyd dat ons langs Openbaring 12 geloop het. Nou is ons by 13 en die reekspreuke sal BV eindig by Openbaring 14. En so kon sê, ek gaan met die 4 diere, 3 monsters, 'n vuurrooi draak, Openbaring 12, dan 'n geweldige dier wat in die see opkom, Openbaring 13 tot by vers 19. Dan is daar net so 'n angswekkende dier wat in die aarde opkom. Die 3 diere se oog is op die gemeente van Christus. En Openbaring 14, die lam van God wat staan op die berg Sion, wat dan natuurlik die vreeslike diere hokslaan. Vanoggend lees ons hoofstuk 13, en jy sal sien vers 18 van die vorige hoofstuk sê, en ek het op die sand van die see gaan staan, en ek het die diere die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote is soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee, en sy troon, en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee, om dit 42 maande lang te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in die kruisgevangenis. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Broers en susters, hier eindig ons skriflesing. Ek gaan die hele gedeelte aan die voorhou in 'n verklaring, maar as ek nou met 'n teks huis toe wil gaan, dan dink ek is vers 8 'n teks wat die kleurkoop dra. Al die bewoners van die aarde sal aanbid, almal wie se name van die grondlegging van die wêreld af nie wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is. Nou, geliefdes, broers en susters, ek dink in hierdie tyd is alles die glashelp oor die 3
diere, of die 4 diere, die monsters teenoor die lam van God wat geslag is, wat staan op die berg Sion, soos Hoofstuk 14 vers 1 dit vir ons sê. Die draak en die diere in die see en die diere in die aarde se mikpunt is die gemeente van Christus, is die kerk, die Nuwe Testamentiese kerk, kan jy onthou, wat net voor die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, die woord, die sakramente en die orde, die ampte ontvang het. Maar ook teen die kerk, wat uit daardie moeder van ons almal, daardie vrou gekom het. Die kerk wat die woord het, wat die geskiedenis in is, nadat die apostels die een na die ander gesterf het, en net die woord oorgebleef het. Die draak, die 4 rooi, woeste, onbeskryflike dier, met 7 koppe en 10 horings, en 7 krone, is 3 keer neergeslaan. Toe die Here Jesus gebore is, toe hy na die hemel opgevaar het, en toe hy die Nuwe Testamentiese kerk, die vrou van Openbaring 12, probeer verslind het, deur agter haar aan 'n klomp water uit te spoeg, en die aarde dit opgesluk het. En toe is die draak met woede besete, gevul, dit sien Johannes aan die einde van Openbaring 12, en hy het die ander nakomelinge van die vrou vervolg. Hy het oorlog teen hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van die Here Jesus Christus hou, die ware kerk. Dis hulle wat hy bykom. In die eerste plek, deur hierdie see-monster op te roep, die dier uit die see. In die tweede plek, deur 'n dier uit die aarde op te roep, teen die kerk, teen ons, soos wat ons vanoggend hier by mekaar is. Die dier uit die see, dis die dier wat ons ook op die lyf loop. Moet, geliefdes, hom nie onderskat nie. Uit die see verhef hy homself. Hy is die spieelbeeld van die draak, want die draak sit agter hom, die Satan. Dis hoekom hy lyk op die draak. Hy het 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone. En op sy koppe staan dit geskryf 'n afskuwelike naam van Gods lastering. Die draak wat teen die aarde vasgegooi is, inspireer hierdie woeste see-monster wat uit die water kom. Ek is baie seker, die gemeente in Efese, waar daar 'n pragtige hawe is, sou as hulle die woorde gehoor het, onmiddellik dit in verband gebring het met daardie groot gebeurtenis in die geskiedenis,
toe die beeld van die keiser van Rome oor die water met 'n skip by die hawe aangekom het. 'n Skrikbeeld, want die keisers in die Romeinse Ryk, soos julle weet, broers en susters, het hulle self as God ingedink en as God laat verklaar. Die dier is nie geskep soos die diere wat saam met Noag die ark in is nie. Die dier wat Johannes sien, het gelyk soos 'n luiperd. En hy het die pote van 'n beer gehad, en sy bek was die bek van 'n leeu. By die 7 koppe, die 10 horings en die naam van Gods lastering. As jy nou die boek Daniël goed ken, dan sal jy sien dat die Gees, die Heilige Gees wat die hoofstuk inspireer, om die gemeente moed in te praat. Nee? Dis nie om ons bang te maak nie, dis om ons moed in te praat, om ons oë te open, om hierdie dier raak te sien. Dan sal jy sien, die Gees skep diep in dit wat hy reeds in 'n droom aan Daniël bekend gemaak het, eeue tevore. Want in 'n droom daar in Daniël hoofstuk 7 sien Daniël koninkryke wat hulle self monster teen die volk van God in die vorm van diere, vreesaanjaende diere. Daar was 'n leeu, sien Daniël in sy droom. Jy sien, hier kom dit terug, die bek soos die van 'n leeu. En toe die leeu verby is daar die koninkryk, toe was daar 'n sterk beer, Daniël 7, vers 1 tot 7, 8, jy kan dit gaan lees. Dan was daar 'n koninkryk wat vergelyk word met 'n luiperd. Aan hom, sien Daniël, is heerskappy gegee, aan die ander krag en mag en geweld, aan die luiperd heerskappy. En die 4de dier is onvergelyklike, angswekkende dier met 10 horings en 'n eysterbek wat alles wil vernietig en hulle dan vasloop teen die koninkryk van die Allerhoogste. 'n Koninkryk, sien Daniël, wat duur tot in alle ewigheid. Nou kyk nou. Daardie 4 diere, koninkryke, wat hulle self opstel teen die koninkryk van God, word in hierdie dier uit die see saamgebring in een geweldige monster. Hy lyk soos 'n luiperd. Heerskappy. Jy sien? Die wat die Bybel geken het en wat hierdie gesig van Johannes gelees het, of dit in 'n preek gehoor het, sou onmiddellik gesê, aha, hier kom hulle saam en hulle monster hulle self teen die koninkryk van God, die koninkryk wat ewig is en wat nooit uit die hand van God sou gaan nie. Aha. Onmiddellik is daar moed
wat by hulle ingeplant word. Ten spyte van die vreeslikheid van hierdie see monster met sy koppe en sy krone en sy hoorns. Een van die koppe word dodelik gewond, word raakgeslaan. En dan verbuisterend die dodelike wond word genees. Meer nog, die hele wêreld, bewoonde aarde, is verwonderd daaroor en loop nie net agter die dier aan nie, hulle aanbid ook die dier. Meer as dit, daar kom 'n gemeenskap onder hulle tot stand, wat gemeenskaplik sê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Wie kan teen hom staande bly? Meer nog, aan die dier, en ek het die klem al daarop gelê, broers en susters, is 'n naam gegee, geskrywe, Gods lastering. Aan hom is 'n mond gegee om oor die naam te praat, dat almal dit kan hoor, dit weer klink oor die aarde, teen God. Teen die naam van God, die openbaring van God, teen ons Here Jesus Christus, vers 6, teen God se tabernakel, die plek waar hy woon, weer 'n testamentiese taal, die plek waar die gelowiges by mekaar is, soos ons vanoggend by mekaar is. Ja, sy mond rig hom ook teen die hemele. Dit weer klink nie daar nie. Dis net 'n onaardse geskreeu teen die wat in die hemel woon. Gods lasterlike taal. Vir 42 maande lank. Dis nie 'n ewige woord wat hom gegee is nie. Die woord het 'n einde. Dis anders as die evangelie. Dis 'n woord wat aan 'n tydperk gekoppel is. Net 42 maande. Dis simbolies bedoel. Net 42 maande sal dit oor die lengte en die breedte van die aarde weer klink. Want die dier is dit gegee om oorlog te voer. Jy sien? Hy kan eintlik nie doen wat hy wil nie. Aan hom is 'n mond gegee, aan hom is dit gegee om oorlog te voer. Ook teen die heiliges, ook om hulle te oorweldig. Aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, wêreldwyd, oor die lengte en die breedte van die aarde. En hulle sal hom bid. Hulle sal hom bid. Wat is hierdie dier? Wat bedoel die Bybel hier? Waarvoor staan hierdie seemonster? Wat simboliseer hy? Wat is dit wat ons te beurt val?
wat lyk soos hierdie vreeslike dier uit die see. Wat is dit? Broers en susters, as 'n mens dit wat die Gees van Christus geïnspireer het in Daniël 7 ernstig opneem, naamlik dat daar die diere wat die pas markeer, een na die ander, die leeu, die beer, die luiperd, dan die vreeslike monster met die paaihoorns. As jy dit ernstig opneem, dan moet die dier uit die see te maak het met politieke magte en strukture en tiranne wat verdruk en verskeur en wat aan die kerk van Christus geen plek wil gee nie, maar die kerk wil vervolg. Goeie voorbeeld is die Romeinse Ryk tydens die Nuwe Testamentiese tyd. Sien? Dan moet jy aansluit by Openbaring, ek dink is Openbaring 17 van vers 7 af, waar die dier weer beskryf word, en dan word hy duidelik in verband gebring met die Romeinse Ryk. Met Rome. En die 7 heuwels van Rome, waar die keisers van die Romeinse Ryk hulle self as God uitgeroep het, die sentrum van Gods lastering. Daaruit moet ons sê dat die dier wat die draak help om die kerk te probeer bykom, die nakomelinge van die vrou, die Nuwe Testamentiese kerk, staan in verband met koninkryke, met politieke mag, tiranne, absolutering van mag, waarin jy nie kan beweeg nie, staatsmag, noem het wat jy wil, sonder dat 'n mens spekuleer, sonder dat jy sê, die kommunisme, toe ek 'n kind was, die kommunisme is die dier in die see. Kommunisme, die rooi gevaar is klaarblyklik iets van die verlede. Daar's ander diere, magte wat opstaan. Dis eintlik 'n ou Bybelse ding. Nie waar? Want Farao het presies dieselfde gedoen. Eksodus 5 vers 2. Hy het ook teen God gelaster. Sanherib het dit gedoen. Goliat het dit gedoen. Nebukadneser, daar Daniël 3 vers 4 dink, het dit ook gedoen. Daarom kan mens as 'n gelowige in die kerk van die Here Jesus met sekerheid sê, ja, die dier staan in verband met politieke mag wat hom toespits op die kerk van die Here en wat hom toespits op die lastering van die God en die Christus van die Bybel. Maar, broers en susters, daar sit iets meer aan ons trots. Ons moet 'n bietjie dieper delf om te sien waarom die eerste Christene, toe hulle dit gehoor het, gesê het, aha, waarom hierdie skrifgedeelte hulle bemoedig het. Jy moet hierdie teks as te ware dieper oopspit. Wat gaan hier aan? As jy die profiel, die buitelyne van hierdie see-monster goed naloop, dan sien jy in hom 'n teenbeeld van Christus.
Kom ek wys vir julle. Hy 10 krone. 10. Wie kan hulle tel? Christus, ons Here, volgens Openbaring 19 vers 12, het baie krone. Wie kan dit nie tel nie? Jy kan sien wat gebeur. Die buitelyne van die monster word verdwerg deur die teenwoordigheid van Christus ons Here, die Almagtige. Die ding 10 krone man, vergelyk dit met Christus. Kyk die moed wat ons ingeskryf en ingeprint word. Hierdie diere in die see kry mag van die Satan. Krag, kan jy sê, vers 2. Dit kom na vore in 3 dingetjies. Krag, sy troon en mag. Wat sê die skrif van Christus? Openbaring 5 vers 12. Kyk, die lam wat geslag is waardig. Hierdie dier in die see is geen krag en mag en gesag waardig nie. Hy kry dit by die Satan. Die lam is dit waardig. Hy het dit verwerf. Kyk die verskil. Om te ontvang krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof, jy kan nie ophou nie. Kyk die verskil. Hierdie seemonster, sê die Bybel, kry 'n dodelike wond aan een van sy koppe. Die wond word genees. Ons Here Jesus, broers en susters, is meer as gewond. Hy is ook nie net gedeeltelik getref nie. Na liggaam en siel, lees maar die Evangelies. Hy is berou tot die dood toe. Hy is getref na liggaam en siel. Nie net die bloed het geloop toe hy ter helle neergedaal het nie. Sy dood is 'n offerdood. Hy is 'n lam wat geslag is en gesterf het. En opgestaan het. In die kruis handel God in Christus as hy afreken met die sonde, jou sonde, myne, want dit is ter wille van ons en ons saligheid. Vergelyk dit, broers en susters, in een oomblik met die wond aan een van die koppe van hierdie siedende dier wat uit die see opkom. En hy sal die mag en die heerlikheid en die lof en die aanbidding en die rykdom tot in ewigheid bring aan die lam wat geslag is, die leeu en die stam van Juda.
hulle sou by die eerste aanhoor van hierdie woorde dit nie gemis het nie. Hulle sou nie, broers en susters, in spekulasie verval het om te probeer uitwerk wat beteken dit nou dat die een kop dodelik getref is, gewond is en hy herstel het. Het dit te maak met die krag van Satan? Het dit te maak daarmee dat hy op die aarde gewerk is en tog weer aangegaan het? Nee, hulle sou die openbaring van ons Here Jesus Christus omhels het. As die openbaring tot ons saligheid. Die skrif sê, al die bewoners van die aarde, die hele wêreld, bring hulde aan die diere die see. Hulle aanbid hom. Daar is godsdiens, daar is 'n liturgie, wat in aanbidding tot hierdie vreeslike dier uitloop. Ja, daar's 'n spreekkoor, 'n gemeenskap, wat 'n lied sing. Wie is aan die dier gelyk? Dis godslastering. Wie kan teen hom staande bly? Wie kan teen hom oorlog voer? Die bedoeling is dat daar 'n antwoord sal wees. En die antwoord is kort en kragtig: niemand nie. Niemand nie. Dis 'n lied van die aarde. Dis 'n liturgie wat uit die aarde uit opkom. Wat hom neerbuig voor 'n dier uit die see. Vir die gemeentes. Ek dink aan Efese. Ek dink aan Rome. Ek dink aan Jerusalem. Kort na die afsluiting van die Nuwe Testament. Gemeentes wat anders as ons gelei het onder hierdie dier. Wat sy mag en sy krag gevoel het as sy horings teen hulle aanstoot en hulle sy naam dag vir dag moet lees. Vir daardie gemeentes is die aanbidding van die lam vergeleke by die aanbidding van die diere die see iets gans anders. Dis 'n liturgie wat vir hulle gegee is, 'n nuwe lied, om te beoefen op die aarde en in die hemel. Die dier se aanbidding, broers en susters, slaan vas teen die wolke. Dis aards en dit bly aards. Die liturgie van die gemeente van die Here Jesus Christus weer klink op aarde en in die hemel. Daar is tyd en ewigheid daarin ingebed. Dis nie afgegrens tot 42 maande nie. Aha. Kyk hoe val dit oop. Lees maar Openbaring 4, daarvan vers 9 af. Openbaring 5, die troon, die lied wat daar gesing word. Daarin word gesing, Christus het alles geskaap. Daarin word gesing dat Christus mens geword het. Hy is die lam wat geslag is. Die straf het op hom neergekom. Hy reken af met die sonde. Hoofstuk 5 vers 9 en verder. Hy staan op met die dood. Wat 'n lied om te sing. Op die aarde en in die hemel, daar val hulle voor hom neer. Meer nog, Christus maak die seels oop, en as hy die 7de seel laat klap, dan gaan hierdie gesig oop
van die draak en die diere wat uit die see uit opkom, en die dier wat uit die aarde uit opkom. Die Satan, die magsstaat, ja, die diere uit die aarde, as ek nou die aap uit die mou kan laat, is die valse profeet, is die valse kerk. Dan sien jy, as die ouderlinge en die apostels en die engele en almal voor die troon voor hom neerval en aan hom die lof bring, 'n liturgie, in 'n liturgie wat ook op die aarde weer klink, dan gaan dit vir jou oop. Hy regeer, nie die dier wat uit die see uit opkom nie, van ewigheid af. Dis hoekom die lied van Moses, toe hulle deur die Rooi See is, en die woestyn betree, Exodus 15, gedra word, deur hierdie woord, wie is soos u? Die teenoorgestelde van wat die dier uit die see homself toeëien, vers 4, wie is aan die dier gelyk? Jy sien, wie is soos u? Wie is soos u? Dit loop dwars deur die Bybel, deur die profete, wie is soos u? Christus Jesus is soos u. Daar is geen antwoord op die vraag in vers 4. Daar is 'n antwoord op die loflied van Moses. Wie is soos u? Die lam wat geslag is. En die lied wat aan die gemeente geskenk word, weer klink in elke stam en taal en nasie. 15 vers 2, baie ander tekste. Die lied sal nooit verstil nie. Ja, weet, broers en susters, die diere in die see bring ons in die buurt van die seun van die verderf. Waaroor ek al gepreek het, 2 Tessalonisense 2. Die teestander wat mag ontvang het. Maar sy mag word ontmasker in wat geskryf is in die boek van die lewe. Daardie name, die boek van die lam, van die grondlegging van die aarde af. Daarom is daar onder diegene wie sy name hier opgeskryf is, lydsaamheid en geloof, volharding. Daarom eindig hierdie gedeelte met 'n oproep aan ons. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. Nou die laaste sinnetjie van die preek. Dat hierdie dier in beginsel oorwin is deur Christus, gee ons as kerk natuurlik nie die reg om op te tree en te probeer oorwin in die voetspore en op die patroon van die draak en die dier nie. Dit word die valse kerk. Daar word 'n ander reg aan ons geskenk. Die reg om aan die tafel van ons Here Jesus Christus
nie met 'n gebalde vuis nie, maar met 'n oop hand te kom sit en te ontvang en te aanbid. Wie hoor het, laat hom hoor. Amen. Kom, laat ons dank. Hemelse Vader, ons dank U vir ons Here Jesus Christus, dat in ons 'n onvervreembare skat weggelê is. Alles dit in erdekruike, maar dit is 'n skat wat nie uit ons kom nie, maar van U. Al word ons verdruk, ons is nie te neergedruk nie. Al is ons verleë, ons is nie radeloos nie. Al word ons vervolg, ons is nie verlate nie. Neergewerp, ons is nie vernietig. Want ons behoort aan ons Here Jesus Christus. Seën ons in die week as ons in voorbereiding kom om aan U tafel te sit en te ontvang en te aanbid. In Christus naam. Amen. Broers en susters, kom ons dien die Here met ons liefdesgawes. Daarna sing ons skrifbereiding 8. Ek sal vir ons die verse weer aanhoor. Skrifbereiding 8 is 'n beruiming van Openbaring 5 vers 9 tot 14, die lied van die Lam. Kom ons sing vers 4 en 5 as deel van die liturgie wat in hemel en op aarde tot op die laaste dag sal weerklink. Amen.
susters, geliefdes en almal wat daar ver is, ontvang nou die seën van die Here, gaan julle in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.